Goeiemôre geliefdes. Het is baie lekker om elkeen van u vanoggend hier te sien. My gebed is dat ons vanoggend in die Here se teenwoordigheid stil sal word, rustig sal word en sy stem sal hoor. Rustig sal word deur die werking van die Gees, sodat ons kan word wie die Here wil hê ons moet wees. Kan jy hierdie prentjies onthou wat jy nou moet kyk? Aanvanklik as jy nou vinnig kyk, lyk dit presies dieselfde. Daar's nou geen verskille nie, maar as jy nou mooi gaan soek, dan sê hulle nou gewoonlik daar's nou 10 of 12 verskille tussen die prentjie 1 en prentjie 2. Ek het 'n Engelse vriend wat sou sê same but different. Nou as ek nou vir 'n oomblik hier staan en ek kyk na julle, dan sou ek maklik kon sê, maar julle is almal eintlik maar dieselfde. Julle is Afrikaans en julle wil kerk toe kom op 'n Sondag, julle kan klomp ander goed doen en soms doen julle, maar nou vandag is julle hier. En julle dink seker dieselfde en ons het nou dieselfde liedere gesing. So ons is seker maar almal dieselfde. En dan begin ons bietjie meer rondom ons kyk en ons sit dalk ons bril op en ons kyk 'n bietjie dieper en ons dink, maar ek weet daai ou se politieke oortuigings is heeltemal anders as myne. En daai ou dan 'n baie ander persoonlikheid as ek. Ek hou van stilte. Daai ou praat maklik. Hy's dalk 'n doener, ek is 'n denker. Ek wil lees, ek wil dink. Sommiges van julle kan hier wonders met julle hande verrig. Julle bou, julle herstel, julle verf, julle plant en dan is daar ander van ons wat ver moet wegbly van plante af of skroewedraaiers. Hier's van julle wat julle weet, ons weet sportliefhebbers is. Hier's weer ander wat absolute boekwurms is. Party wil by die filosofie stil staan en ander wil weer 'n geloof hê wat jy kan voel en ervaar. Ja, selfs ons teologie verskil redelik baie van mekaar. Ons interpreteer en verstaan die Bybel, die kerk soms baie verskillend. Nou om jouself met mense te omring wat dieselfde is as jy, klink aanvanklik mos heel lekker, asof dit die lewe verskriklik maklik gaan maak, minder ingewikkeld gaan maak, baie meer eenvoudig gaan maak. Maar as jy mooi daaroor gaan dink, sou ek sê dat om met mense te wees wat presies dieselfde as jy is, nie altyd beter is nie. Dis dalk soms 'n bietjie vervelig. Dalk aanvanklik makliker en lekker, maar later moeilik en uitdagend, want jy dink so baie dieselfde. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees uit Johannes 17, waar Jesus praat met disippels wat almal baie verskillend is. Hy praat met hulle oor die feit dat hulle hierdie veelkleurige groep is. Wanneer ons Johannes 17 saam lees, dan moet ons gou vir mekaar sê, hierdie was 'n heeltemal 'n uiteenlopende groep mense. Jesus het juis andersdenkende manne gaan kies en bymekaar gemaak. Party was eenvoudige vissermanne, party was opstandig. Party was 'n belastingopgaarder, party was baie skepties, party was vurig en leiers. Party was vrouens. Niks beteken net vir party mense nie. Almal anders, almal belangrik. Nou wat ons nou gaan saam lees is op die vooraand van Jesus se kruisdood en dan bid hy vir sy disippels. Hy bid hierdie besonderse gebed. Dit is van sy laaste, mees intieme oomblikke saam met sy disippels. En hy bid nie vir prestasie nie, hy bid nie vir sukses nie, hy bid vir eenheid. En nie net vir sy disippels van daardie aand nie, hy bid vir almal wat deur hulle woorde tot geloof sal kom. En wat ons nou gaan saamlees, bid die Here ook vir ons hier vandag in hierdie kerk, in hierdie gemeente. Kom ons lees dit saam. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos wat ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefde liefhet, net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het,
ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ook in hulle. Jesus bid vir eenheid. Eenheid sodat die wêreld kan glo. Mens lees nie hier dat daar enige oneenigheid was tussen die disippels nie. Ons lees nie dat daar onmin in die gemeente was en daarom bid hy nou hierdie gebed vir hulle nie. Tog lees ons 'n tipe van 'n dringendheid in Jesus se stem vir eenheid onder sy mense. Hy sê duidelik, ek bid vir eenheid sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. In hierdie gebed is die eerste aspek wat aangespreek word die mense wat glo. Mense wat op dieselfde bladsy is. Van die wêreld toe en die wêreld nou maak dat die geloofwaardigheid van ons evangelie op die spel is. Dit wat gelowiges sigbaar maak, dit waarvoor die evangelie staan, dit waarmee ons besig is. Mense kyk tog na die kerk en wonder, is daar nou regtig iets besonders aan hierdie mense? Is daar werklik waar iets anders aan hierdie mense? Is die God wat in hulle leef sigbaar? Want wanneer Jesus hier bid, dan maak hy dit duidelik dat daar 'n sirkel in 'n sekere mate voltooi is. Wat nou hier besig is om te gebeur is Jesus wat nie net meer bid oor Jesus wat afgekom het aarde toe nie, mens geword het en woord geword het nie. Wat hier aan die gang is nou die sirkel wat terug aan mense wat nou soos God word. Mense wat vervul word, vernuwe word, soos die Here. Om 'n eenheid tussen God en mense te bewerkstellig. En dit is waarvoor hier gebid word. Om dit reg te kry, om eenheid te moet regkry. Nou eenheid in enige verhouding is bitter moeilik. Dis nie eenvoudig nie, dit is nie maklik nie. Wanneer eenheid in enige verhouding moet plaasvind, dan kan daar nie manipulasie wees nie, daar kan nie boelie gedrag wees nie. En Jesus kom sê, oor die hele eenheid is nie net 'n mooi gedagte nie. Dis nie sommer maar net ietsie mooi wat ons vir mekaar kan sê nie. Eenheid is in die hart van die kerk. Dit is die hart van die getuienis wat die kerk moet uitleef. En hierdie eenheid is eenheid in verskeidenheid. Soos die drie enige God self een wese, drie persone is, drie unieke, afsonderlike eenhede is en tog een volmaakte God maak. So word elke persoon geroep tot eenheid in die kerk, in die geloof in God. Ek hou verskriklik baie van die Bybel vir almal. Dit was aanvanklik die Bybel vir dowes gewees en toe het hulle die naam verander en hy was nou lank uit druk uit en hy's nou weer in druk. Ek wil gou hierdie gedeelte weer vir jou lees uit die Bybel vir almal. Ek bid nie net vir hierdie mense nie, ek bid ook vir die ander mense wat in my sal glo, omdat hierdie mense vir hulle sal vertel van my. Vader, ek bid dat hulle almal sal saamwerk. Dan sal hulle by ons wees, soos U by my is, en soos ek by U is. Dan sal die mense van die wêreld glo, dat U my na die wêreld gestuur het. U het gesê, ek is God, en so het ek ook vir hulle die ewige lewe gegee. Daarom kan hulle saamwerk, soos ons saamwerk, en hulle sal by U wees, soos ek by U is. En dan sal hulle waarlik saamwerk, en die mense van die wêreld sal weet, dat U my na die wêreld gestuur het. Hulle sal ook weet, U is lief vir die mense wat U vir my gegee het. U is lief vir hulle, soos ek lief is vir U. Vader, ek gaan nou na die hemel, ek wil graag hê die mense wat U vir my gegee het, moet ook daar saam met my wees. Dan kan ek hulle sien en hulle kan sien ek is God. U het vir my hierdie eer gegee, want U is lief vir my. Ook voordat die wêreld daar was. Regverdige Vader, die mense van die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En die mense wat U vir my gegee het, weet, U het my na die wêreld gestuur.
Geliefdes, wanneer ons onsself toewy en wanneer ons onsself toespits op hierdie gedeelte, dan lees ons nou oor die eenheid van God. En wanneer ons dit ernstig opneem en dit na onsself toe vat en ons onsself toewy en toespits op die eenheid met God, dan is die eerste ding waarin ons met aandag gee, dit waarin ons glo. As ons toewy aan Jesus en dit waarin hy geglo het, dan glo ons in die liefde van God. Soos ons dit sien in Jesus. Ons glo in Jesus wat ons die laaste 2 maande intens gaan ondersoek het. Ons het gaan soek wie hierdie Jesus van liefde is, wie hy was in en om die kruis. Ons het gaan kyk na hierdie Jesus, wie se hoofdoel liefde was. En as ons toewy aan dit waarin ons glo, en 'n Jesus waarin ons glo, dan wy ons onsself toe aan 'n liefdevolle diensbaarheid. Dis ons hoofdoel, ons hoofletter, ons komma, ons punt. Liefde wat dien. Dis waaroor hierdie hele gebed gaan, dat ons liefde sal hê, die liefde wat God vir ons het. Nou hierdie selfde liefde, hierdie band wat daar is tussen Jesus wat die wêreld omarm, is ook in ons. En die disippels wat die pad van die Here stap, sê altyd vir mekaar dat ons wil hierdie liefde wat mense omarm, ons wil dit uitleef. Ons wil hierdie eenheid, hierdie omarming, ons wil dit groter maak. Wederwysige liefde, liefde wat dien, ons wil dit wys. Ons wil dit werklik maak in die wêreld, tasbaar maak in die wêreld. As ons as gemeentelede sê, maar ons wil dit leef in die wêreld in, daar waar mense so verskillend is, hoe sal mense verstaan wat liefde is? Hoe sal ons ooit kan sê dat mense sal ons eenheid in mekaar, ons liefde vir mekaar sien? Wat beteken dit ooit? Wat is die aard van eenheid tussen mense? En hier lê die sleutel. Die aard van eenheid, geliefdes, beteken nooit eendersheid nie. Dit is nie eenheid nie. Die kerk is nie hierdie fabriek waar almal dieselfde moet lyk en almal dieselfde moet praat en almal dieselfde moet dink nie. Ek lees iemand sê die kerk is meer soos 'n orkes met verskillende instrumente, elkeen met sy eie kleur en styl en toon, waar elkeen saamwerk om die mooiste musiek te maak. Dis wat Paulus in 1 Korintiërs 12 beskryf wanneer hy praat van die liggaam van Christus. Daar is oë en hande en voete. En nie een ou wat vir 'n ander ou sê, maar ek het nie jou nodig nie en ek gaan nie jou gebruik nie. As ons dink aan ons manier is die enigste manier en die regte manier, dan is ons besig om die liggaam van Christus te beperk. As ons ander mense se manier van aanbidding en styl afmaak, ander mense se manier van die Bybel verstaan, verkleineer, dan is ons besig om hierdie eenheid waaraan Christene so hard moet werk, dan maak ons skade daaraan. Geliefdes, ons probleem moet nie ons verskille wees nie. Ons probleem is baie keer ons gesindheid oor mekaar se verskille. Ons kan dit reg mekaar sê, die verskille is nie die probleem nie. Verskille bring rykdom, verskille is geskenke. Die probleem is ons gesindheid teenoor iemand, so baie keer wanneer hulle verskil van my. Hoogmoed, of jaloesie, of minagting, of wantroue, dit kom baie keer in plek van ons eenheid met mekaar, ons waardering vir mekaar. Baie keer dink ons, maar daai ou is te ernstig, hierdie een is te oppervlakkig. En wat is die gevolg van sulke gedagtes? Verwyte, of 'n agteraf gepraatery, 'n verwydering van die eenheid wat daar tussen ons kan wees. Die aard van ware eenheid is om eenheid te geniet en te waardeer, en dit hoog op prys te stel. Hierdie eenheid is nie sommer maar net iets nie, want Jesus gee sy lewe vir hierdie eenheid. Jesus het nie gebid vir eenheid vir sy volgelinge en toe nou maar net dit daar gelos nie. Hy het sy lewe gegee vir eenheid onder sy mense. Aan die kruis was daar nie net versoening tussen hom en God nie, daar was versoening tussen God en mens en mens. Jesus se bloed het versoening gebring tussen almal, vir almal. In Efesiërs 2 sê Paulus dat Christus die skeidingsmuur afbreek wat tussen mense gestaan het, spesifiek tussen Jood en nie Jood. Hy sê, daar is nie meer 'n ons en 'n hulle nie, daar's nou net 'n ons in Christus. Op Pinkster, wat ons volgende week gaan oor preek en oor praat, is die Heilige Gees uitgestort,
sodat die mense, die wêreld, die evangelie in hulle eie taal kan hoor. Die Gees bring nie eenvormigheid nie, hy bring versoening in verskeidenheid. Mense kan hulle eie unieke self bly, maar word een in die Gees in Christus. Nou om dit te doen, weet ek, kan nooit tot ons eie krag uitkom nie. Dit kan nie. Ons kan nie uit ons eie hierdie eenheid bewerk nie. Ons is te gebroke en ons is baie keer te selfgesentreerd en ons is te vasgevang in ons eie perspektiewe en God weet dit. En daarom bid Jesus vir ons. Woorde soos Hebreërs 7 vers 25 sê Jesus, hy tree in gebed vir ons en hy hou nooit op nie. Wanneer ons met ons eie verskille sukkel, wanneer ons uit mekaar uit wil beweeg, wanneer ons ander wil vermy, wanneer ons eie draaie wil loop, weg van ander mense af, dan is hierdie die gebed van Jesus wat ons oor en oor moet hoor. Mag hulle een wees, Vader, soos ek en U een is, sodat die wêreld kan glo. Nou, hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg? Ek dink die eerste ding wat ons kan doen is om mekaar se verskeidenheid as gawe te waardeer en dit nie as 'n bedreiging te sien nie. Elke mens hier het gawes waarvan ons dalk nie eens weet nie. Elke persoon bring 'n perspektief wat jy nie het nie. Kan ons leer om mekaar se verskille te geniet, te verdra, te vier. Party hou van lofprysing, party hou van stilte, party hou van allerlei aktiwiteite, party hou van gesprekke, party bid vurig, party bid stil in hulle kamer en dis alles reg. God het ons gemaak om verskillend te wees, verskillende tempels vir sy Gees. Kan ons dit reg kry om mekaar se verskille te vier en dit nie as 'n bedreiging te sien nie? Kan ons luister na mekaar, luister met 'n oor van die hart. Luister nie om my reg te bewys en jou verkeerd te bewys nie, maar luister om mekaar te probeer verstaan. Wil ons hoor hoe God anders praat in iemand anders? En ons van mekaar kan verskil. As ons luister met 'n oor van die hart, dan is dit dalk moontlik. Baie keer is 'n volgende stap van hoe ons mekaar se verskille kan geniet. Die woord wat ons nog duisende kere vir mekaar gaan sê, gasvryheid. 'n Gasvrye gemeente is nie net een wat koffie skink vir mekaar nie, dis een waar ons plek maak vir mekaar se verskille, mekaar se vrae, mekaar se pyn, mekaar se idees, mekaar se vreugde. 'n Kerk wat sê jy is welkom hier. Hoe ook al jy nog altyd gedink het, dan bid jy nie soos ek nie. En seker die grootste hoe ons mekaar se eenheid gaan geniet en waardeer en hoe ons dit regkry om met 'n hart te luister en hoe ons mekaar kan nooi en innooi en welkom heet is om te bid, want sonder dit is dit alles onmoontlik. Ons moet onsself elke dag aan Christus verbind, in hom bly en vanuit sy Gees leef, sodat ons met eenheid kan leef en praat, want dit is nie net 'n ideaal nie, dit is werklik waar in Christus moontlik. Om daagliks die werk van die Gees opnuut in ons harte en lewens en gedagtes te verwelkom. En om lief te hê soos Christus lief gehad het. Geliefdes, ek hoef dit nie eers te sê nie, maar ons leef in 'n wêreld wat so totaal en al verdeeld is. 'n Samelewing wat skeer op grond van politiek en kultuur en klas en ras en teologie en musiek. Wat 'n getuienis sal dit nie wees vir ons as kerk, as Christus se mense, se kinders, as ons in eenheid, in liefde kan saamleef, te midde van ons verskeidenheid nie. 'n Kerk wat vir die wêreld kan wys, ja, ons is anders, maar ons is een. Want ons is gewortel in Christus. Sy Gees kom woon in ons, en elkeen van ons, sy bloed het ons een gemaak. Want Christus bid steeds vir ons, mag hulle een wees, Vader, sodat die wêreld kan glo.
Mag ons ook dan vir mekaar sê, o Here, maak ons een, nie deur ons eie pogings nie, maar deur u genade, een van hart, een van gees, een in verskeidenheid. Ek wil eindig met die woorde waarmee ons begin het, dat niks van hierdie enigstens moontlik is, deur onsself nie. Ons eenheid met die Vader, met Jesus, met die Heilige Gees, ons eenheid met mekaar in liefdevolle diensbaarheid, dit waarin ons geroep is, dit waarin ons genooi word, geliefdes, is net moontlik deur die genade van ons Heer, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Maar moontlik is dit moontlik. En daarvoor word ons geroep, opnuut, daagliks, veral vandag.